goeienaand, jy is ingeskakel op Bloodsport Media. Skalk is dit die nommer 1 of die nommer 2 Combat Sports podcast. Nommer 1. Number 1 in the world. Goeienaand. Ja, Van my Scala, kant af. Batman, Tilden. Robin, Tilden. Ons kan nou nie Jy. vir Tilden sien nie. Jy wat ingeskakel is, welkom. Sorry dat ons so vol prakaaitjies en snaaksigheidjies of whatever ook al is. Ons het 'n bietjie nuus om te deel. Soos jy seker sal sien op die YouTube video, ons kan nou nie in die toekoms insien, ons het nou nie kristalballe nie, maar hierdie video gaan vry kort wees, suspect ons, seker so 20 minute give or take. Maar ons het nou Saterdag 'n bietjie 'n brainstorm meeting gehad om te kyk hoe kan ons die podcast beter maak, bla bla bla. So ons het besluit ons wil ons video in 2 dele sny. Die eerste helfte part 1 is soos ons finish fights en ons part 2 is ons upcoming fights. So bear with us. Sorry, ek gaan nou seker die nuus by die upcoming fight sommer. Ja, flip, ons kan dit in die breek bespreek want ek het self nog nie eens gedink waar gaan ons dit doen nie. Maar ja, Julle seker sal maar. sien. Julle sal sien. Maar Maar anywho, wat ons nou gesê het, laat weet maar wat jy dink daarvan, of jy hou van die nuwe move en of jy dink dit saak of whatever ook al, enige feedback is goeie feedback want ons wil beter raak, so ja. Wil jy 'n lang video hê of wil jy 2 dele hê wat jy nou kan sê wat jy weet is upcoming fights en dis part dan fights of wat ook al. Maar- Sê maar net wat jy dink. Ek persoonlik hou van om 'n ding te kyk wat alles in het op een shot. Soos baie van my podcasts is soos oor 'n uur wat ek kyk, maar ek weet dis nie te sê omdat ek hou van chutney op my slap chips. Die ander mense, hulle is outomaties hou, Ja. soos dit ek kan nie dit wat ek like forceer en dink almal moet so wees nie, so ek verstaan dit. Yes. Maar anyhoes, Dan gaan ons sommer aangaan met die finish fights. Ja. Terwyl ons nou met part 1 besig op is. part 1. Ja, so ons is nou episode 44 part 1. Ja, 44.1. Sounds good. Okay, finish fights. The zone, die boxing wat ons gehad het, daar is so die 2 fights wat ons gaan bespreek en dan net die UFC Fight Night wat vanoggend was. Dis dit. Dis finish fights. Okay, so kom ons gaan sommer ons gaan met die finish fights aan. Dit was mos nou in Fresno, California. Ek het toe besef ek het al van Fresno gehoor. Ja, flip, hulle fight baie daar. Ek nou gedink, maar ek het al van die plek gehoor. Maar anyway, was mos nou Jose Ramirez teen Rances Barthelemy. Dit was die main event. Ja. Sê my gou van al hierdie finish fights wat ons van praat, hoeveel van dit het jy gekyk? Man, ek het nog as hierdie ene ook nie gekyk nie. Ek het hierdie naweek niks gekyk nie. Jo. Sorry om julle te leer. Maar jy voel seker swak, jy het niks violence Ek in voel jou nou so in the die- moment. Ek wil nou sien wat ek gaan So sê. so jy hoor nou Ja, wat ek sê hoe die goed was. Nou kom ons, let's ek het- get right dis to nou it. net nie die experience wat ek nou kon sien wat gebeur het nie. Toe maar dis beter uit my mond uit. Dis baie lekkerder. Jy kan jou verbeel. If looks could kill father, of if looks could disappoint. Hey, okay. Just see. Dis daai look het ek laas gekry toe ek daai prank op my kat doen, toe ek soos moet die pille uitkom en hy's honger en hy mel en ek gooi net een pilletjie in sy bak. Daai kyk kyk wat jy so op daar. Daar's is dit. Die ander ding wat ek nou dink is, ek weet nie of dit die waarheid is nie. Ek sal nou maar jou woord daarvoor moet vat. Jy kan maar het ek al ooit in my lewe gelieg wat jy van nog ooit. Hulle noem my Honest Bear. Dis een van my byname. Wat eers later bygekom het. Ons praat nou nie van die verlede nie. Dit is baie later. Ja. Okay. Okay. Jose Ramirez het gewen met 'n unanimous decision, 12 rondes. Ja. Dit was ek sal bieg. Ek kon nie hele fight op The Zone gekyk het, maar ek het soos in die eerste ronde of 2 gekyk en toe forward ek 'n bietjie en toe kyk ek weer 'n stukkie en toe forward ek weer 'n bietjie en toe kyk ek weer 'n stukkie en toe kyk ek op YouTube die highlights. Die rede is ek het gedink dit sal 'n hele fight wees en ek het geweet daar's 'n klomp fights wat ek nog wil kyk, soos die UFC en 'n paar ander goeters. En daar was 'n ander fight night op The Zone gewees en ek het sit te kyk die ander fight night en ek forward en dan kyk ek so rond en wie's die ouens en toe ek hier op die einde kom toe sê hulle en dis die main event
Toe dink ek maar waar de Maas Ortiz en waar is hierdie manne, soos, toe sien ek is 'n blerrie ander fight card wat soos 3 ure lank was, so vergewe my as ek nie alles deurgekyk het nie, maar anyway, ek kan sê wat ek gesien het is, dis mos nou 'n 12 ronde fight gewees, Ramirez het op, ek dink 1 of 2 van die scorecards het hy soos 118, 100 en wat gewen, 112, soiets. Hy 2 rondes, net 2 rondes nie gewen nie, hy 10 rondes gevat en op die ander een is so 1 ronde uit, Dan Rafael het ook so geskor, so jy kan sien, hy het 'n gemaklike points victory gehad, maar dit klink vir my hier in die begin van die fight rond, hier in die tweede, derde ronde, toe daai Rances moet 'n linkerhou gechop, en daar was nou kontroversie, het hy nou, was dit 'n knockdown, was dit nie, en jy kan in die highlights sien, hy Rances het oopgemaak, jong, hy het laat loop met die houe, en hy man het gelykheid barely survive, maar hy het survive en hy teruggekom, en dan so af en toe daar raak Rances om weer met 'n linkerhou, dan kry hy bietjie seer, dan absorb hy dit, en dan sit hy maar weer damage op. So volgens my, deur die stukkies van die hele fight en die highlights en alles wat ek gekyk het, my gevoel wat ek gekry het, dit was soos in volume, in Ramirez se kant, versus meer precision en power in die ander ou se kant. Soos, ek sê vir jou, daai Ramirez het heeltyd gekom vir hom, en hy het heeltyd jab, left hook, body shot, uppercut, doen. Hy het aan mekaar, hy man was besig gewees, en hy het ons nou obviously gesê, na die tyd, hy was glad nie tevrede met sy performance gewees nie, maar hy was lank uit die ring uit gewees, en hy het ringrust, en ek meen, hy het 'n flippin goeie ou gefight, wat nou nie heeltemal over the hill is nie, so ek dink dit was 'n goeie fight gewees, so right fight. Ek sal nou nie sê, los alles en loop kyk dit nie, kyk die highlights, dit is goed genoeg. Ek moet sê, van die stuk wat ek gesien het ek ook gedink, Ramirez het gewen. So jy het? Ag, flip jou man. Sien jy, ek verduidelik dit so goed, jy sien dit in jou geestes hoe die ding afgespeel het. Maar ja, okay, Ramirez het gewen, soos ons gesê het. Ons het mos dit predict. Ja, dis wat ons predict het, en wat ons ook predict het in die volgende fight. Ramirez, Bartholomew, wat ook al was mos die main event, so ons neek nou weer verkeerd om, ons gaan nou van die main event af, maar dis ook alright. Magisaki, Virgil Ortiz teen Thomas Dulorme. Die uppercut is nat. Dit gevoel nou. Ja. First round knockout vir Virgil Ortiz. Ons het ons gesê knockout. Ja, ons het, maar ek weet nie of so vroeg nie, maar ek het nie gedink ek het nie eintlik veel, ek het net geweet hy gaan wen en hy gaan 10-10 en flip in die ou knockout. Maar hierdie was soos 'n devastating. Dit was 'n rowwe knockout gewees. Al wat ek wil sê om mee te begin is Ortiz het gesê I would like nothing better than to have a lot of rounds against this guy. Soos, hy het nou nie gesê hy soek nie die knockout, hy wil nou 12 rondes of 10 of wat ek al gaan nie, maar hy wil dan ten minste 6 of 8 rondes gehad het om homself te druk, om die gas oop te maak en homself te ref in die rooi in, dat hy dan kan sien hy kan dit doen, want ek meen, hy was vir hoe lank afgewees voor sy vorige fight, soos 'n jaar en 'n half of 18 maande of iets soos dit, en toe sy comeback fight, toe wen hy die ou met 'n jab in die eerste ronde, toe stop hulle die fight, en nou het hy weer in die eerste ronde, so nou fight hy volgende teen Tim Tszyu, ons flippin Tim Tszyu, wat ons so baie like, of ek weet nou, ek glo jy like hom ook, maar daai ou is 'n throwback fighter, hy is 'n warrior, maar Ortiz is ook, so anyway, nou moet hy ingaan, Tim Tszyu kom van 'n controversial decision los af, in 'n fight wat hy sou gewen het, as hy nie die een van die vieslikste cuts gekry het, wat nog in die boxing was, hy het soos 'n gordyn bloed behoor sy oë gehad, die hele fight hier, van soos die tweede ronde af, maar anyway, maar hy kom uit hierdie war uit, en ek dink
Tim Tszyu is nou 'n baie beter spot as Ortiz, want Ortiz het van welterweight af opgekom middleweight toe. Hy het nou 2 easy tune-up fights gekry wat hy die ou geknock-out het binne 'n ronde. Ja. So ek weet nie hoeveel van sy rust kon hy afgestof het, hoeveel van sy reflekse kon hy terugkry en jy weet mos die boxing instinct en timing op die highest caliber versus die ander ou Tszyu wat nou al sy lewe lank omtrent middleweight is, hy's 'n natural of junior middleweight en hy het nou uit 'n war uitgekom met daai wat Fulton of wat daai Marcel lang Nephilim mannetjie. Maar daai Fulton ek weet nie hoe baie damage het hy op Tszyu gesit soos ja, okay, dit kan ook dalk inspel, maar die punt wat ek wil maak is arme Ortiz het nou nie sy rondes gekry wat hy wou nie. So hy moet nou ingaan in die grootste fight van sy lewe met 2 first round knockouts af. Maar al wat ek nog kan bysê van laat ons nou actually van die fight praat. Ons het gepraat nou net van wat na die fight gaan gebeur. Is hulle het mooi geboks en rond beweeg en hulle dinge gedoen. Jy daai Ortiz slaan harde houe hoeks en uppercuts en mis hy man dit net nie. Dit gaan net so oor sy koppe goed. En ek dog genuinely hy die ou van balans afgeslaan. Hy slat hom op sy heup, dis net so bo sy heup aan die regterkant waar jou lewer mos sit. Maar toe hy daai hou plant my ma, daai man het so in die fetal position loop plat val en jy sien sommer Ortiz gaan onmiddellik. Toe hy hom slaan, toe smile en hy wys, dis verby en hy draai om en hy loop weg en toe vra hulle hom na die tyd. Ja, toe vra hulle hom, het jy geweet dit was so? Toe sê hy het geweet, hy het gevoel. Die punch was diep in en hy sê if a man falls like that, then I know he's not getting up en hy was reg gewees. Ja, dis nou jammer dat hy nou nie lekker fight time kry nie. Maar ja, kyk, hopelik is hy vars vir daai fight. So. Maar ek meen hy het net gou hierdie klein wit muggie wat my irriteer. Ek sien op die vorige podcast vlieg hy heeltyd so wit muggie voor my. Ek weet nie so sien nie. Ja, maar jy het nie sulke goeie oë nie, soos ek. Dit pla my nie regtig. Die muggie bedoel ek. Ek dink jy sê dit pla jou nie, laat ek nou vir jou sê, jy het goed. Seker dit ook hè. Ja, wat, dis okay. Water op die een se rug. Water op die een se ruggetjie. Okay, en dan is daar een wat ons nie laas week bespreek het nie, maar wat ek tog wil vinnig aanraak vanaand. Was dit nou vanaf. op daai selfe kaart, was dit met daai weird ander kaart Op daai selfe fight kaart, ja. Okay. Oscar Duarte defeat Joseph Diaz Jr. 9 ronde TKO. Klink een van daai name vir jou bekend? Al twee klink bekend, maar ek sal as ek hulle nou sien, sal ek seker nou weet. Ja, Joseph Diaz, hulle noem hom Jojo Diaz. Ja. Hy slaat sulke lekker hoeks en hy's 'n ek kan nie sê 'n pure boxer nie, hy het soos groot geraak in 'n boxing family. Sy pa, sy broer, sy ooms, almal boks. Hulle soos ons, naweke kyk hulle boks en okay, ons kyk mos nou UFC ook by en hy's 'n goeie bokser. Soos hy slaat lekker hard, hy's 'n decent bokser. Hy's nou nie top elite level nie. Ek dink hy was al champ gewees. So hy's flippend goed, maar hy's nie daai. Jy weet mos daai top of the range. Ons seker die enigste fight wat ek van hom sien het was teen iemand vir 'n title of iets. Ek kan nie onthou nie. Maar dit was so 2 fights terug. Ek weet nie. Maar ek weet van wie jy praat. Ja, ek was dit nie Shakur Stevenson of iemand wat vir hom. Ek weet hy kan outboxed word. Soos hy sukkel 'n bietjie met ouens wat baie rond beweeg goed. Maar die kwaai ding van hom was gewees dat hy was nog nooit gestop in sy lewe nie. Soos niemand kon hom nog eers seermaak of drop of enigietsie. Ja. Die mannetjie het 'n solid chin. En hierdie Oscar Duarte, toe ek sy naam hoor, toe ek het eers gedog is 'n ander ou, maar toe ek hom nou so kyk en ek luister en goeders, toe besef ek dis die ou wat teen Ryan Garcia laas gefight het, wat ook die Mexican bokser was, so 'n Mexican American ou. Okay. En Ryan Garcia het hom ons geknock-out, ek dink in die 9de ronde of iets soos dit, ek kan nou nie onthou nie, maar onthou jy, daai Duarte het goed gelyk, hy het soos in vorentoe gekom en hy het verraai en attack en hy het pressure gesit en dit het amper gelyk, hier kan 'n fout kom.
totdat Ryan hom net iewers gevang het en toe sit barabing baraboom, toe is hy man verby. Maar ek sê vir jou, daai Duarte lyk so groot teen Jojo. Daai ding se rug, dit lyk as so 'n blok spiere. Jojo het letterlik 2 weight divisions kleiner as hy gelyk. En die mannetjie het braaf gefight en alles, maar daai Duarte was net te sterk, soos die een commentator, jy's baie keer sê, hulle is sulke flip en cool goeters vir my. Hy sê, when Duarte lands his punches, even as dit nou geblok word, hulle sê, then you can hear the bases on. Soos jy hoor, hy toep, toep, jy hoor dit kliphard. En hy het net oor 9 rondes vir DS net begin breek. Soos, daai man kon later nie meer, hy vang die hou, hy keer die hoeks, maar dit doen omtrent net so baie damage met glove en al wat hy klobber hom soos 'n flipping caveman. En toe later toe stop die ref die fight. Jojo sê hy's nou kwaad, hy kon aangegaan het, maar toe die ref die fight stop, toe sien jy hier kom die corner se wit tel ook in, so Jojo moet dan maar vir almal kwaad wees. Ja, maar dit het my net weer om mee af te sluit. Dit het my net weer gewys eintlik hoe impressive is Ryan Garcia, want as hulle twee nie gefight het en ek het die fight gesien, dan sou ek gesê het, Ryan moet wegbly van hierdie ou af, hy lyk hom te gevaarlik, jong. Hy hom reeds klaar gemaak. So man sy vorige fight, en ek weet nou nie of jy 'n foto sal kry van hierdie ou, as jy nou die editing doen nie. Ja, van Oscar Duarte, dude, daai man lyk soos 'n familielid van Paula Costa. Hy's dieselfde gebou as hy het daai groot chin, hy het dieselfde tipe skouers en arms, hy lyk baie soos Paula Costa, hy's net 'n klein bietjie ligter. So kan 'n Costa foto opsit en niemand sê. As jy nie 'n foto van hom kry nie, dan kyk die mense sê hulle, flip het, maar jy het nie gesê die man lyk soos 'n identiese tweeling nie. Okay, cool. Next up, final fight van part 1. Die Fight Night, die UFC Fight Night, net die main event wat ons gaan mention, hè? Ja. Alex Perez teen Matheus Nicolau. TKO 2 ronde, 2 minute 16 secondes vir Alex Perez. Dit maak my glad nie opgewonde nie. Dude, weet jy die snaakse ding is dat hierdie fight het die Performance of the Night Award gekry en die fight voor dit, Span, jy weet mos hy Span teen hy ander dude wat ek mos gesê het is so gevaarlik, al het hy laas verloor. Ek wil net gou vinnig daarin raak, ek weet dis nou hierdie ouens se shine, maar ek meen is 'n paar sekondes. Dit klink my daai ander ou het vir Span viciously geknock-out of gestop. Ja, die ouens het gepraat nou in 'n post-fight interview, toe sê hulle weet nie of Herb Dean wou gehad het, hy moes hy man vermoor of ietsie, maar hy wou nie die fight stop nie, soos hulle sê daai Span het so baie punishment gevat en hy stop dit net nie, hy laat gaan dit net aan en aan totdat hy dit eventually stop, die man is amper dood. Herb Dean. Ja, is snaaks, want ou Herb Dean is 'n eister, hy het seker maar iets het seker vir hom gesê, die ou het nog 'n kans. Of die ou het dalk sy ma gevloek in die week wat opgebou het, dink hy, okay, ek sit 'n ration op jou, ek kan jou self nie wen nie, maar anyway, terug by hierdie fight, beide hierdie ouens is mos bantamweight so wat ook al. Ek het ook net die highlights gekyk op YouTube, want ek het mos nou nie opgestaan vir 'n fight night. Veral nie een wat nie sulke crazy goeie fights het nie. Maar jessie dude, hierdie ouens se reflekse en hulle spoed, dis flippin insane. Lekker agile of Ja, en hulle is vinnig en hulle is explosive, jong. Iewers toe hierdie Perez, obviously Perez het gewen, maar iewers het hy ingekom en hy het iets gedoen, ek weet nie wat nie. Maar ek sê vir jou, daai Niklaus slat vir hom met 'n 3-piece combo, maar dit was so, dit was so vinnig, jy dink, hoe de ma het hy nou 3 houe of 2 houe, wat ek al so, dit was net movies impressive, en wat vir my eintlik geplaat van die fight, is hierdie
hierdie Perez is aggressief jong, hy kom heeltyd vorentoe. Maar ons het mos ook al gesê hy gaan wen, dink ek. Ons het ek- gevoel hy met die highlights het, as ek kyk het met hulle vorige fights, Ja. was hy 'n bietjie meer Maar ek dink ons het dit op die podcast gesê nie. Ons het sê dit. Ons het na dit. toe ek vir hom ons gesê het, kom check hierdie knockout van hierdie ou goed. Ek dink toe het ons gesê ja, hy sal seker Sal die word, favourite wees. Maar sorry, ek het nou verkeerd begin. Ek sê wat ek nie like nie. Wat ek like van hom is hy's baie aggressief en hy kom vorentoe. En soos wat ek verstaan, het hy 'n heavy wrestling background. Okay. Soos hy kan wrestle, hy kan die takedowns inmix. Waar ek dink Nicolau is meer 'n tipe striker ou. Ek praat onder correction, maar dis wat ons gesien het in die vorige So lyk, fights. Hy lyk amper Perez, lyk amper vir my soos 'n dieselfde mentality as 'n Justin Gaethje. Hy kan goed wrestle, maar hy gee nie 'n crap niemand om, weet hy wil daarvan nie. ja, hy wil strike. Maar wat vir my cool is as Perez is mos laag en hy's mos stewig gebou soos 'n Steffi of 'n ding. En hy kom in en hy slat lekker body shots ook. En wat een van die commentators gesê het wat vir my brilliant was. Ek dink dit was hy wat is hy Cruz ouetjie? Dominic Cruz. Ja, hy sê die kwaai ding van as jy 'n wrestler is wat body shots slaan. Hy sê jou hande is klaar laag, so die ander ou weet nie terwyl jy nog slaan of jy net gaan die takedown vat en of jy gaan punch nie, so jy kan lekker jou opponent voel, sy aandag split in twee. Wat 'n gewone striker nie noodwendig kan doen nie. As jy body toe gaan dan sê hy hey, counter na die head toe, wat ook al. Yes. Maar so die body shots was set up vir takedowns wat hy nie gevat het sover ek gesien het nie. En maar hier is die ding wat my gepla het en dan is die fight basically klaar. Dit wat my pla het om die fight gewen, so hy gaan seker nie wil adjustments maak nie, maar hy is vir my, hy kom laag in met sy kop af en hy slaan sulke looping hooks en gelukkig vir hom het hy vir Nicolau Tini Cage gekry. En toe het hy hom met so 'n looping overhand right hoek besigheid gevang. Dis maar hy het hom geslat dat hy net so loop crumble na die grond toe stop hulle onmiddellik die fight. Maar ek meen ons het nou al hoeveel keer op hierdie podcast gesê 'n straight line beats a round one. So as jy inkom met 'n hoek na my toe en ek counter hom met 'n straight left of 'n straight right, myne gaan voor jou nou op die target val. So as 'n goeie ou, sê soos 'n Sean O'Malley of een van daai ouens mooi sy huiswerk doen. Hy sal net wag dat hy man so 1-2 wille swings en as hy nog begin opwen, dan skiet hy een. Ja, daar slaap hy soos arme Nicolau geslaap het. Okay. Maar ja, performance of the night gewees, so well done. Dit was toe nie so 'n boring fight gewees nie. Okay, nice. En dit is part 1 Part 1 is finitos. Hier staan nou part 2. Toe wil ek nou vra nou wat Want dis twee part 2 is. Wat staan nou hier? Ja. Okay, Maar part 1. anyway, ek hoop julle het dit geniet en bly ingeskakel vir deel 2, die upcoming fights.